vir hom. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my hart. Ons sing halleluja, God is op die troon. Ons sing halleluja, want die dood het verloor. By die kruis van Jesus. Ons sing halleluja, want licht het gekom. Ons sing halleluja, das lewe die hom het gekom. Vir jou en my. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier, koning is hier, Here Jesus is die koning van my hart. Here Jesus is die koning van my hart. Hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heel. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht. En aan U is die eer en die lof wat eeuwig Heer. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht. En aan U is die eer en die lof
verwijsterend in sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is macht in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof van ewige Heer, en aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof van ewige Heer, en aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof van ewige Heer. Here in die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Kom ons gee die Here 'n lof. Kom ons gee hom 'n lof. Dankie. Prys die Here, kom ons gaan uit ons hoofde buig, Hemel Vader, U is so getrou. En U is altyd 'n waarmaker van die woord. Here, U help ons, U dra ons deur en U onderneem vir ons. En dankie dat U getrou is. Here, op elke terrein is U getrou. Want Here, U wil ons help en die woord sê, U wil net die beste vir ons hê. Maar ons weet die ou vyand is listig en dis hoekom ons moet bly weerstaan. En hy sal van ons af wegvlug, maar ons moet weet, hy kom weer terug. Here, dis 'n aanhoudende proses en help ons, dat ons U sal verheerlik. U naam sal groot maak en dat U vir ons sal onderneem. En ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Amen. U kan U se plekke neem, die tieners, julle kan uitgaan, daar na die bidkamer toe. Ek is bly, is weer 'n klomp van julle, dis baie goeie nuus. So geniet dit saam met Marilyn en voorspoed vir die tieners, né? Met jou Marilyn, né? Nou voor ek by die boodskap kom, mense vra vir my, hoe was my vakansie? Hoor hierso, horribaal. Regtig. Op pad soontoe het ek altyd my karavaan se wiele verloor. Een 5 uur die môre by Harry Smit en 'n ander ene later die dag tussen Pietermaritzburg en Durban. En dis die eerste keer dat my vrou hierdie gaan hoor, want ons wou julle nie ontstel nie. Maar terwyl ons die tweede ene omgery het, is ons op 'n dood gery. Ek en my skoonseun. En toe ons uiteindelik by die plek aankom, toe reën dit en het reën en het reën en het reën en het reën en ons het 5 dae vroeër teruggekom. Ek het nog nooit tent opgeslaan in gietende reën nie. Julle, dis nie pret nie. Waar jy so wegsink in die modder. So, ja, dit was nie in daai opsig nie lekker nie. Het ek gerus, my 3 kleinkinders was daar in reën. Ja, so dit antwoord jou vraag. Maar ek dank die Here vir die wegbreek, dit was goed. Maar voor ek nou by die boodskap kom, en dit is die eerste keer in my hele bediening wat ek daaroor gaan preek. Ek praat baie daaroor, maar ek het nog nooit daaroor gepreek. So dit was vir my interessant om die skrif te bestudeer en op 'n klomp goed af te kom. Maar ek is Vrydag aand was ek genooi na 'n 50ste verjaardagpartytjie. Dit was 'n baie groot partytjie, want is 'n redelike vername man in ons omgewing.
En ons moes aantrek soos 'n J. Jy weet, iets met 'n J. En ek het 'n idee gehad, en van die ouens het nogal, jy weet, oorspronklik gewees van hulle was jail. Jy weet, so hulle het soos tronkvoëls aangetrek, né? En ander ouens was jagters, met gewere en al, hoor. Hulle het nogal die ding gedoen. En net voor ek moes gaan toe gebeur iets in my hart, en ek trek toe 'n Jesus stempel. Jesus. Nou 50ste verjaardag partytjie toe, julle. En ja, ek was toe nou gevra om te bid ook, maar toe het ek nou nie net gebid nie. Ek het toe nog gepreek ook. En toe ons vir Jaco moes bid, toe vra ek almal wat staan, en dan was baie mense. En ons het hom geseën in die naam van die Here. Nou broeder en suster, niks in hierdie lewe is toevallig. Ek wil vanoggend hê jy moet 'n skuif in jou gedagtes maak oor die woordjie toevallig. Weet jy hoe baie gebruik ons hom? Jo, dit is nou snaaks dat ek jou toevallig raakloop. Dit is nou toevallig dat ons twee by mekaar moet uitkom en Saterdag moet trou. Ja, hulle trou Saterdag. En dis toevallig dat dit met my gebeur het. Dis toevallig dat ek die oggend vasgehou was en ek was laat en ek ry by hierdie massive ongeluk verby. Niks is toevallig as dit kom by die Here. Niks. Ek dink daar's 7.7 biljoen mense in die wêreld, dink volgens wat hulle dink. So wat is die kans dat jy op 'n spesifieke dag gebore is vir 'n spesifieke maand, spesifieke landgebied? Statisties is dit 0,00000. Ek kan nie eers onthou hoeveel, ek dink hulle het gepraat van 9 nulle. Dis die moontlikheid dat jy so gebore sou wees. Statisties eintlik onmoontlik. En tog, God bepaal dinge, né? So ek wil vanoggend met jou praat oor niks is toevallig nie. En toe ek op hierdie prentjie afkom, het vir my so baie gesê, want kyk, hy toevallig is die kruis. En ek het hom op die groepe gestuur, sit hom maar so 'n bietjie op jou, wat noem jy dit? Jou profile, okay. Op social media, sit hom daar op en sê, kyk hierso. Niks is toevallig nie. Kyk. En ek wil vanoggend met u praat oor toevallig. En ek wil vir jou probeer wys wat toevallig eintlik beteken. Want toevallig is nie wat ek en jy gedink het of dink nie. Definitief nie. Want eintlik die woord antwoord klaar waaroor gaan dit. En ons gaan later daarby uitkom. Maar niks in hierdie lewe is toevallig nie. Hoe, dit is so toevallig dat ek jou raak geloop het en dat ons getroud is. Uitkom. Want wat is die kans dat julle twee se ontmoet het? 0,000 moet ek aangaan? Jy sien so, ons moet wegkom van hierdie, toevallig het dit gebeur. En as ek sê toevallig, dit was nou eintlik 'n vloek of 'n glips of whatever nie. Want God bepaal alle dinge. En ons gaan 'n klomp skrifte ook vanoggend lees om hierdie vir jou te wys. En ek wil hê jy moet vanoggend saam met my volg wat die Here vir jou sê en dat jy net gaan hoor wat die Here vanoggend wil wys vir jou. Want dit was vir my regtig iets besonders toe ek hierdie gedeelte vat en ek deur 'n klomp goed werk en ek gaan vir u ook 'n paar verhaaltjies vertel wat
eintlik hierdie toevallighede so bietjie op sy skuif. So niks is toevallig nie. Nou, die vraag wat, terwyl ek deur hierdie goed werk, kom ek af op 'n ou wat 'n vraag vra, en hy vra die vraag, toevallig of voorsiening? Kyk, dit laat 'n mens se gedagtes so bietjie gaan. Toevallig of voorsiening? Kyk, so hou dit in gedagte. Hoe baie dinge gebeur met ons, en dan dink ek dit is maar bloot toevallig. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Spreuke 20 vers 24 sê, die voetstappe van 'n man hang van die Here af. Hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan? Nou ek wil vir u 'n verhaaltjie vertel, en die woord toevallig kom nou baie duidelik in dit ook na vore. En die verhaaltjie gaan oor, vir wie se preek nou eintlik bedoel? Kyk. Nou ek gaan dit vir julle lees, want anders as ek dit in my eie woorde vertel, het dit nie die impak nie. Hierdie persoon het dit so mooi geskryf. En julle kan hom maar daar volg. 2 manne het een Sondag kerk toe gegaan. Die een was Koos. Ekskuus, as jou naam nou Koos is, dis nou nie toevallig op jou van toepassing nie. Ek hoop nie so nie. Okay. Koos was 'n baie getroue lidmaat en 'n gereelde kerkganger. Sy plek was nooit leeg in die kerk. Hy het altyd in die tweede ry van voor af gesit. Frik, Koos. En almal in die kerk het hom goed geken. Die ander ou was die stinkryk ou Jan. Ag, ekskuus as jou naam Jan is. Ekskuus oom Jan. Hy het nooit sy voet in die kerk gesit nie. Niemand het van hom gehou nie, want hy was 'n skelm sakeman wat mense gereeld ingeloop het en nogal danig daaroor kon spog ook. Koos en nou Jan het die dag toevallig, hoor nou hierso, toevallig gelyk by die kerk aangekom vir die diens. Toe Koos vir Jan sien, het hy sy kop geskit en gewonder wat die vet nou eintlik by die kerk kom maak. En hy was sommer omgekrap ook, want net die vorige week het Jan hom hoeka weer met 'n slenter gevang. Toe Jan vir Koos sien, het hy weggekoes en by die eerste die beste bank heel agter in die kerk in die hoek ingeskuif, die kop onderste bo gaan sit, want hy het geweet Koos is vies vir hom. Daardie Sondag het die dominee baie ernstig met die gemeente gepraat en gesê dat mense hulle tot God moet bekeer en moet breek met hulle ou lewe en met hulle eie geregtigheid. En almal in die kerk het hulle gedagtes aan Jan gedink en hom veroordeel. En Jan het daar agter in die hoek gesit en sy kop in skaamte laat sak. Net na die diens het hy vinnig uit die kerk geglip en eenkant gaan staan en wag tot al die mense weg is. Toe gaan sien hy die predikant. Hy het met diepe berou sy sonde voor die Here bely en kragtadig tot bekering gekom. Koos het huis toe gegaan, tee gedrink en toe bel hy die dominee. Hy het op bedank vir die mooi en ernstige boodskap en bygevoeg dat dit daarom 'n goeie ding is dat Jan ook in die kerk was, want die hele tyd in die diens het hy gedink, nou sê die dominee, die ou skelm daarom lekker. Hy wou toe ook by die dominee weet of hy Jan spesiaal uitgenooi het na die diens, aangesien hy dan sy hele preek so op hom toegespits het. Hy sê hy wat 'n getroue kerkganger is en gereeld elke maand sy dankoffer vir die kerk gee, is so bly dat hy deur die genade van die Here nie so slegte lewe lei soos Jan nie. Toe antwoord die predikant Koos, ja, ek het nie Jan spesiaal kerk toe genooi nie. Hy het uit sy eie vandag kerk toe gekom.
Die waarheid te sê, ek het nie gedink, dis nodig om iemand te nooi nie. Want die man vir wie ek preek spesiaal gemaak het, is in elk geval, elke Sondag in die kerk, hy sit altyd in die tweede ry van voor. Ouch. En dit het my laat dink aan die volgende skrifgedeelte. Nou praat ons weer oor toevallig, né? Onthou, ek gesê, toevallig was daai twee in die kerk, daai oggend. Dit was nie toevallig. Lukas 18 vers 9 tot 14 vertel 'n storie. En hy, dis Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 'n fariseer, die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10% van alles wat ek verkry. Die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word. En hy wat homself verneder sal verhoog word. Jy sien, die woord toevallig gee eintlik vir ons die antwoord. En ek wil hê jy moet nou spesifiek kyk na die woord toevallig. En ek het hom in 3 dele opgedeel. Kyk wat staan daar. Snap julle dit? Die woord toevallig gee vir ons eintlik die antwoord. Toevallig. Is dit nie 'n awesome openbaring nie? Wat eintlik sê die woordjie toevallig vir ons presies wat dit is. Toevallig is goddelike ingryping. Want jy sien, toeval die lig. So as jy weer in 'n toevallige situasie kom, moet jy vir jouself begin sê: wow, die lig val nou. Iets is hier aan die gang. Jy sien, want toeval is God se beskikking. Hierdie toevalligheid is nie toevallig soos ons as mens dink nie. Dis 'n goddelike beskikking. En ek hoop na vanmôre gaan jy nooit weer dieselfde dink oor toevallig nie, dat jy eerder gaan dink toevallig. Prediker 3 vers 1, jy weet ons praat oor hierdie tydsituasie. En Prediker 3 praat oor tyd, daai hele hoofstuk. Vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Vers 11, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. Vers 15, alles wat ek is, was al reeds. En wat sal wees, was al reeds. En God soek weer op wat verbygegaan het. Sien, God beskik alles. En as jy so gaan begin leef, gaan jy 'n paar openbarings begin optel in jou lewe. Van hoe God intree in jou omstandighede. Hoe God jou gebruik. Hoe God met jou werk en met jou praat. En hoe God mense jou pad laat stuur, wat jy nooit geweet het, dis hoe dit werk nie. Moenie vir my sê, jy loop iemand by 'n funksie raak, en jy daai persoon 10, 20 jaar laas sien, en dan sê, o, dis nou so toevallig, dat jy hier en ek saam hier is. Ja, dit is toevallig, toevallig. Dis 'n goddelike ingryping.
Want God beskik alles. En wat is die kans? Come on. Statisties amper onmoontlik. By God is alle dinge moontlik. Want God beskik alles. Job 14 vers 5 sê, as dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by u is, u vir hom grense gestel het, waar hy nie oor kan gaan nie. Nou wil ek vir jou vra, dis 'n baie kort boodskap vanmôre, maar ek gaan nou met u so 'n bietjie oor ietsie gesels. Is dit dan toevallig of voorsiening? Dis voorsiening. Want niks is toevallig nie. Vrydag aand se gebeurtenis met my Jesus T-hemp, was ook nie toeval. Want julle, ek het dit nie beplan nie. Ek bedoel, dit was net voor ek moes gaan. Toe gebeur dit. En toe besef ek maar, wow. Want ek het toevallig toe ek die laai oopmaak, het hierdie T-hemp vir my gekyk. Want toe die lig geval. Jy sien, dis hoe God werk en dis hoe God opereer. En dis hoekom ek vir jou wil sê, begin hierdie goed raak sien. Begin sien hoe die Here mense jou pad laat stuur en jy het nooit agtergekom nie. Ek het gistermiddag, ek wil praat met u oor toevallig. Moes ek 'n troue doen, dit was 'n 99.9 ding, so dit het eers in die week het dit gebeur. En ek's eintlik op verlof. Nou die begin het ek gedink, ek kan seker maar vir Konrad of iemand kry om dit te doen. Maar die Here het iets met my gepraat. En ek het die paartjie gesien in die week en ek hoor hulle storie. Toevallig hoor ek die storie. Want toeval die lig. Nou ek wil julle net vertel hoe God werk. Ek hoor hulle storie. En net in kort, die storie was, hulle het 18 jaar terug by mekaar gekom, net nadat hierdie man se vrou in 'n motorongeluk dood is, met 'n tweeling van 'n paar maande oud, wat agtergebly het saam met hom. En die Here stuur hierdie vrou sy pad langs, en hierdie vrou het hierdie tweeling grootgemaak, saam met hom. Maar hulle het nooit getrou nie. En dit was in die week haar 50ste verjaarsdag, en dit was Saterdag gister, haar 50ste verjaardag partytjie saam met die familie en vriende. En sy sê vir my, pastoor, toevallig het ek aan iets gedink. Ek sê ja. Sy sê ek het toevallig daaraan gedink dat, weet ek het 18 jaar my alles gegee vir hierdie man en vir hierdie kinders. En ons het regtig alles gegee vir die kinders, ons fokus was op die kinders. Weet, hulle het hulle ma verloor, het was verskriklik. En ons het ons eie geluk eenkant toegeskuif. En ons het net besluit, is uiteindelik nou tyd dat ons na onsself ook moet kyk. En toe het ons net toevallig besluit, ons gaan trou. En weet jy, dit was vir my so spesiaal, want die familie en vriende het nie geweet nie. Het was vir my eintlik so lagwekkend, ek moes gister, het hulle my voorgestel as 'n familievriend, en ek kom nou al lank saam met hulle. Dis nou voor die tyd, né? Want hulle het eers gewag vir almal om te kom. Nou speel ek maar saam, maar nou is ek versigtig om nie te lieg nie. En nou sit hulle my hier by die familietafel, en die mense begin my praat, wie sê ek, waar kom ek vandaan? Dit was 'n moeilike gesprek. Kyk nou net hoe toevallig hierdie goed werk. My vrou hier langs my, dis die bruidegom se sussie.
Ek kon agterkom, sy is nie stupid nie. En hier begin sy sommer geestelik met my praat. Sy het nie geweet ek is 'n predikant nie. Hier begin sy geestelik met my praat. Nou sit ek daar. O, dis wonderlik. En toe ek nou uiteindelik opstaan en sê wie ek is en hoekom ons hier is, kan jy die mense se gesigte sien. God vat hierdie toevallige situasies en gebruik my en jou. En ek het gister 'n klomp geestelike gesprekke gehad op hy troue. Toevallig? Ja, toevallig. En jy sien, dit is waarna jy moet kyk. Ja, mens wil altyd kyk na hierdie situasies. Ek het gelag op die vakansie, want op 'n stadium, ek kan nie onthou of dit Willie of Garissa, my skoonseun of dogter was, wat op 'n stadium gesê nie, wat is dit met hierdie mense wat, as hulle met ons begin praat, hulle hele verlede vir ons wil vertel? Vreemdelinge! En dit het 'n klomp keer gebeur op die vakansie. Dan pak hierdie ouens uit, hoor. Ek sê vir julle, vertel hulle die hele geskiedenis vir ons. Dan skud ons uit ons koppe. Want dit is so toevallig dat hierdie mense ons pad langs kom, né? En dan net begin hoop maak. Want toevallig. En dit was wat vir my so wonderlik is as ek moet terugkyk. Daar was een goeie ding in die vakansie, uit die vissermanne se perspektief. Ek het daarom so 20 visies gevang. Waarvan die grootste een seker so groot was. Maar ja, dit het my ook kans gegee om tyd met my skoonseun te spandeer en net rustig te raak. Toevallig dat die weer so sleg was? Nee, toevallig. Daar was 'n rede daarvoor ook. En jy sien, dis hoe God werk. Ek kan onthou by een van die restaurante waarby ons was, het ek en die kelner 'n gesprek gehad op 'n stadium. En hierdie vrou het vir my gesê, "You are weird." En ek sê, "Hoekom?" Sy sê, "Everybody that comes here drink." Want sy praat van alcohol, né? And you only drink grape tizer en coke. Toe sê ek vir, "Ja, I'm a child of God. I don't use alcohol." Wow. En wat sê die vrou vir my? Hoor hierso. "Please pray for me." En toe sy my bil vir my bring. Toe het ek eers vir haar gebid. Toe vat ek haar hande en toe bid ek saam met haar. Toevallig? Ja, toevallig. Ek bedoel, sy hoef nie vir my te gesê ek is weird nie, maar sê het. Want God het dit so bepaal, want sy het gebed nodig gehad op daai stadium. Dis die geleenthede wat ons het, wat ons nie gebruik nie. Weet jy, dink partykeer jy lê in 'n hospitaalbed, dis nou weer toevallig dat ek nou weer juis hier moes beland langs hierdie ou. Ja, dit is toevallig. God gebruik jou in situasies en jy kom dit nie eens agter nie. Of God wil jou gebruik en jy word nie wakker nie. En dis hoekom ek vir jou sê, straal Jesus uit. Nou ek het vanoggend daar vir hulle gesê, ek is besig om 'n radical change vir myself te maak. My span het dit nou al opgetel, my kleredrag het verander. As ek nie na 'n begrafnis of 'n troue of 'n funksie of whatever moet gaan waar ek nou mooi moet aantrek nie, dan is ek meestal in 'n jean met 'n Jesus T-shirt. Dis vir my belangrik. Dis iets wat die Here op my hart geplaas het.
Jy sien, ek wil uitstraal, nou, ek weet, nou moet jy jouself gedra, want nou, jy kan nie nou op die taxi skree nie, want, jy sien, dit help my ook. Want ek weet nie wat vandag toevallig nou weer gaan gebeur nie. Toeval lig weer. En dis wat God met my en jou wil doen. En dis hoekom ek wil hê, begin net anders dink oor al hierdie goed. Want niks in die lewe is toevallig nie, is God se beskikking. Is God se voorsienigheid. As jy weer by 'n ongeluk verby is en jy dink maar, ek is 10 minute vertraag gewees vanmôre. En ek was ontstel oor my vrou omdat sy laat was. Sê dan dankie vir jou vrou dat sy laat was, want die Here het ingetree daar. Hoor jy wat ek probeer sê? Ons moet wegbeweeg van hierdie, dit is so toevallig dat ek nou jou raakloop. Daar's niks toevallig om dit te doen. Dis toeval lig. Toe kom God en hy openbaar. En toe kom God en hy maak vir jou 'n deur oop. En toe kom God en hy sê maar, jy wil mos my instrument wees. Wees my instrument. Dis wat vir my so fabulous is. Om kind van God te wees. Ek weet nie wat nou gaan gebeur nie. Ek weet nie wie nou weer my pad langs gaan kom nie. En dis presies hoe God werk. Ek het eintlik so gesmaal, want omdat ons vakansie nou onderbreek is en so aan, het ek Vrydag het ek Melanie so 'n bietjie warm bad toe gevat. Sy weer daar na die oord toe en ons 'n bietjie in die warm water gaan lê. Net tot 2 uur, want toe begin dit alweer reën asof wanneer jy ophou is. Maar daar was 'n rede daarvoor. Jy sien, die Engels sê dit so mooi, God works in mysterious ways. Hierdie toevallighede wat ons altyd gedink het, is maar net iets. Begin dit sien vir wat dit is. Ek gaan praat met Priscilla. So 'n paar weke terug toe sien ek, daar's verandering by haar. Jy weet, haar gesig en ek kon sien daar's weer 'n springetjie in haar stap. Want toevallig het julle twee weer by mekaar uitgekom. Toeval lig. Dis 'n perfekte voorbeeld vir môre. Dis hoe God werk. En dis hoekom ek vir julle sê, was toevallig dat ek en Chart by mekaar uitgekom het. Daar's niks toevallig omtrent dit nie. Want toe die lig geval. Nee, jy moet sê ja, jy moet sê nee nie. Nee, hierdie klein meneer maak so. Daar doen hy dit weer. Broeder en suster, laat die Here vanoggend in jou hart begin praat. Ek wil hê jy moet 'n skuif maak hierbo oor hierdie toevallighede in jou lewe. En dat jy so 'n bietjie terugkyk na jou lewe en dat jy kan begin sien, niks is toevallig wat gebeur het nie, so. Niks nie. Want God is in beheer. Ek het so rukkie terug, Sjanie, ek praat nou met jou. Kom maar weer 'n foto op. Van ons wat in die studio sit. En praat oor wat die Here met daai seun van jou gedoen het. Waar hy heeltemal aan die brand was. En daar's nie eens merk op hom vandag nie. Dis God. En ek kan onthou toe hulle my bel en ek hospitaal toe jaag, verpleegpersoneel wil my eintlik nie toegelaat het nie.
Maar ons het maar redelik ernstig daarop aangedring en was 'n paar weke in die hospitaal, volmaak genees vandag. Toevallig? Nee. God het net vir julle gewys, hy is in beheer, en die lig het geval. Dis wat ek vir elkeen van u probeer sê. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik. Elise, kyk gou vir my. Toevallig het jy by my uitgekom so 'n paar jaar terug. Toe ek Koekie moes begrawe. Nee, dit was 'n begrafnis. Jou tannie, ekskuus, jou tannie. En sy het by my uitgekom, ons het mekaar nie werklik geken nie. Ek het geweet van haar en sy het geweet van my. En hoeveel jaar is dit terug? 4. En sy het 'n pad begin stap by die Here weer begin uitkom, en sy het gebackslide vir baie jare, en sy het begin betrokke raak. In die tussentyd het sy hierdie ander se ou ontmoet, en ons het hulle getrou, en dis toevallig dat ons twee by mekaar uitgekom het. Jy sien toeval die lig, en die lig het begin val met jou tannie se troue. Sy begrafnis. Met haar begrafnis, want wat het gebeur? Jy het by die Here uitgekom. En toe het allerhande goed begin gebeur. En dit is so awesome om jou hele gesin, familie hier in die kerk te hê vandag. Toevallig, jy sien God bepaal goed, lank vooruit, en dan wil ek en jy sê, dis nou heel toevallig. Dis nie toevallig nie. Want God beskik alle dinge. En dis waarmee ek wil afsluit, broeder en suster, om vir jou te vertel, laat hierdie woordjie toevallig vir jou meer betekenis begin kry, van toeval die lig. Toe begin God pad stap. En as jy terugdink aan gebeurtenisse en wat die impak daarvan was, dan kan jy sê, okay, nou sien ek toe het die lig geval. Want dis hoe God gewerk het. En dis hoe God geonderneem het. Ek wil afsluit met 'n laaste voorbeeld. Rudy, jy is om my. Ek was Vrydag aand by Jaco Olivier se 50ste verjaarsdag en sy hele familie was daar. En ek het so baie gedoen al in daai familie. En weet julle wat ek met die familie te doen gekry, hierdie de Koks? Want ek het pa begrawe en van daar af het ek kontak begin kry met daai familie. Dis baie jare terug. Hoeveel jaar is dit terug? Hoeveel? 26 jaar terug. Toe het lig geval. En toe het God begin onderneem. En dan jare daarna, dan kom jy agter, maar toe die lig geval. En snaaks ek het dan aan pa gedink, want dis waar alles begin gebeur het met ek en die Oliviers. En dan sê, o God, gebruik my nie. Kyk hoe het hy julle gebruik. Kyk net so 'n bietjie terug na jou lewe. Kyk na goed wat gebeur het. Ek wil vir jou sê, jy wat in hierdie kerk sit vanoggend, hoe het jy hier uitgekom? O, dit was toevallig. Kathy in die week, toe sê ek vir pastoor Hinterling daar agter. Jy en Trevor is broer en suster. Dit was net te toevallig dat al twee oor ma gepraat het en dieselfde foto gepost het van haar in die hospitaal. Toevallig. Toevallig.
En mag die Here vir jou help, dat die lig meer op jou gaan val, en dat jy dit gaan agterkom. Dat jy gaan sien, wat gaan gebeur. En ek gaan regtig nou afsluit, Elise, waar is jy? Daar's jy. Kom staan gou hier by my, ek gaan nie daar by jou staan nie, jy's in die hoek. Kom staan nie by my. Hoeveel jaar is nou terug? 19? 18 jaar. 18 jaar terug het die mees vreeslikste ding met haar gebeur in haar hele lewe. En dit was ook een van die mees traumatiese tye in my lewe. Toe haar dogtertjie Sheldine verhoor is. En toevallig het ek by julle uitgekom. En toevallig moes ek die begrafnis doen. En toevallig dit, en toevallig dit, en toevallig dit. Maar die lig het geval, en weet julle wat, 19 of 18 jaar later, pluk ek nou nog vrugte, godsvrugte, van daai tyd. Mense wat by die Here uitkom. En dan sit al saad wat 18 jaar terug gesaai is. Sy is okay, ons is nie heeltemal okay nie, maar sy is okay. En dis nie fair nie, ne? Begin anders dink oor toevallighede, asseblief. Ag weet jy, is so baie van u wat ek as voorbeeld kan gebruik. Lefina, toevallig het ons by mekaar uitgekom in Sonop. En toevallig, jare daarna het jy weer hier by die gemeente gekom. Toeval die lig. En weet jy wat, hier is miskien die beste voorbeeld wat ek vanoggend kan gebruik van toevallighede, toeval God se lig. En mag God vir jou help. Ek gou vir jou nog net hierdie enetjie vertel. Vrydag aand ontmoet ek 'n vroutjie. En sy het laasweek begin as onderwyseres by Tuinrand. En toe dink ek net aan laas jaar, toevallig het hulle my gebel oor die onderhoof en sy dogter wat in die motorongeluk dood is. Toevallig, dis nog saad wat by Sheldine gesaai is. Kan jy sien hoe God werk? 18 jaar terug. 18 jaar terug. En kyk net die vrugte wat bly kom. Hoe God bly onderneem en hoe God help. En ek is seker, jy het nog nooit daaraan gedink, wat dit wat jy nou doen, kan 18 jaar later nog 'n impak hê. Kan 26 jaar later nog 'n impak hê. Is dit nie wonderlik hoe God werk nie? Dankie, Lesie. Kom ons buig ons hoofde. Here, U het baie ernstig met ons gepraat vanmôre. Here, asseblief help ons net dat ons nooit weer dieselfde na hierdie toevallighede gaan kyk nie. Dat ons nooit weer dieselfde gaan kyk na daai woord toevallig nie. Maar dat ons van nou af na hom gaan kyk is toevallig. Toe kom U in die prentjie in. Want Here, dit is U wat hierdie dinge beskik in ons lewe. En help ons om dit te doen. Help ons, Here, dat ons U gaan vertrou. Want nie te plan, nie te doel met ons lewe. En ons dink partykeer het ons verlaat. Dit voel partykeer of U so ver weg is. Maar U woord sê is altyd by ons. Die woord sê vir ons, my kind, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, ons het bely vanoggend, is ons wat U verlaat, is ons wat van U af weg hardloop en wegloop.
Help ons net dat ons vanoggend net weer gaan besef U beskik alles. En dat U een beheer is. Ons bring U die lof en die eer. U is 'n goeie God, Here. Ons aanbid U. Michael, hulle gaan nou vir ons verder speel. As jy vanoggend gebed nodig het, en sê asseblief pastoor, help my net, ek het vanoggend dinge gesien, ek het dinge besef, en ek wil net begin vorentoe gaan. Chantel, is dit toevallig wat gebeur het nie, want God beskik dinge. Gee jouself net oor aan die Here vanmôre en sê, Here, hier is ek. Asseblief help my net. En as die Here met jou gepraat het, nooi ek jou uit vorentoe, ek wil saam met jou bid, ons gaan saam met jou bid en vir die Here vra, dat hy vir jou gaan help en gaan onderneem. Dat jy gaan weet, hy het 'n doel, hy het 'n plan met jou lewe, in die toestand waarin jy is, in die dinge wat met jou gebeur, God is in beheer. Terwyl jy 'n liedjie gaan sing, nooi ek jy uit, kom, ek wil saam met jou bid. En God saam met jou vertrou, is nie toevallig dat jy vanoggend in die kerk is nie. Want jy het vanoggend gehoor, hoe God se beskikking werk. Deur toevallig. Toevallig. Michael, lei vir ons, as jy gebed nodig het, kom net vorentoe nou, ek wil so graag saam met jou bid. En God saam met jou vertrou. This is the air I breathe. Dankie Jesus. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. I'm lost without you, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, my Lord, and I'm lost without you, my Lord.
without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Dankie Jesus, u is so getrou. Weet jy, dit was vir my so awesome, want toe ek nou terwyl ek so bid en ek kyk so oor die gehoor, toe ek probeer dink hoe baie van u en ek by mekaar gekom het, en is vir my, ek bedoel, ek en pastoor Wietsa agter 'n pop, Flippie, dis hoe ons by mekaar uitgekom het, en dis donkie jare terug, ons kinders was graad 1, God se beskikking werk snaaks. Ek het presies onthou hoe ek by Cathy uitgekom het, by die dokter se spreekkamer. Dis net awesome hoe God werk, hoe God opereer, hoe God beskik, hoe sy voorsienigheid werk. Dink aan Konrad, eintlik dink ek meer aan Bianca, 'n vrou wat net keelvol was vir haar man met sy dwelms en sy kon nie meer nie. En kyk, waar is ons vandag? Is dit nie die awesomeste nie? Maar is ook 'n rooi kop wat nie wil opgee nie. Want ek sou maar lankal onder sy dinge se skop het. Maar is God wat beskik.
Is God wat voorsien, is God wat onderneem. Hou vas aan die Here en vra die Here om te help. Nou broeder en suster, voor ons gaan afsluit met 'n laaste lied, ek wil net vinnig met u praat oor die Paaskonferensie. Ons gaan hierdie week redelik baie hande nodig hê, veral môre, want môre moet baie goed weggeskei word, want ons gaan van môre af die meeste kruisstasies begin opsit. En dit sal meestal in die aande gebeur. Nou die kerk is elke dag hierdie week oop tot volgende maandag. Dit beteken die kerk is môre oop, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag en Maandag, want volgende Maandag, Paasmaandag is opruimdag. Dan moet ons alles afbreek en skoonmaak. En ons gaan regtig u hulp nodig hê, veral in die aande asseblief, want ons sal ergens in die week daai groot tent vir die teetuin ook moet opslaan. En ons het hande nodig. So as u kan in hierdie week, asseblief kom help ons. En ag man, al kan nie net help 'n tafel skuif, 'n paar stoele skuif, 'n besem vat om net bietjie saam met ons te vee en net vir ons te help goed op te sit. Daar moet so baie goed gebeur hierdie week. Nou kom ek gesels gou met u oor die kruisstasies. Dis die tweede keer dat ons dit aanbied. Die eerste keer was in 2023. Ons doen dit so elke 2 jaar. Dit gaan ons tweede ene wees. Ons het nou afgeskaal van die tradisionele 14 na net 10 kruisstasies. Dis almal Bybel gefundeerd. So jy kon loop die Via Dolorosa, dit beteken die weg van smart. En dit is 'n besonderse ervaring. Is van die tuin van Getsemane af reg deur tot by die graf van die opstanding. En dit gaan baie besonder wees. En weet wat, dit gaan totaal gratis wees. Ons gaan wel brosjurietjies beskikbaar hê wat u kan koop. Dit gaan nie baie kos nie. Ons gaan dit nog klaarmaak in die week wat oor elke 10 stasies gaan praat, die skrifgedeeltes gaan gee. Wat is die impak en so dit gaan baie besonders wees. En dan asseblief kom ondersteun ook ons teetuin. Daar's elke dag, ek het dit op die groepe geplaas, 'n spyskaart, iets spesifieks wat bedien gaan word. Ek en Melanie gaan byvoorbeeld elke dag hierdie week van donderdag af hier by die kerk eet, want jy kan nie eers kos gaan koop teen daai prys buite nie. En dan kom kuier jy saam met ons. En daar gaan ook koeldrank en tee en koffie en allerhande goedjies wees, chippies en sweeties en ag, kom ondersteun asseblief ons teetuin. En dan die konferensie. Eerskomende Vrydag om 9:00, ekskuus, sy het nou die kruisstasie teetuin opgesit. Donderdag is daar kondoks teen R15 elk. Vrydag is dit vetkoek mins R35. En dan sit nie hierdie kleintjies nie, dis 'n oordentlike vetkoek. En dan Saterdag is dit fish and chips teen R45 en Sondag is daar 'n gekookte ete, is R75 per bord, maar jy moet voor die tyd bestel, maar dit kan u so van Vrydag af bestel as hy hier so is. Maar Vrydagoggend om 9:00 begin ons konferensie en ek gaan self bedien daar en ek het 'n besonderse boodskap wat ek weer vir u wil bring. Ek het dit reeds uitgewerk en ag, die Here is so getrou. En dan Saterdag, onthou ons kruisstasies is begin donderdag aand, so u kan donderdag aand al kom om te kom deurstap. En daar gaan weer 'n kruis wees waar u kan u versoeke vasspyker en jy weet neerskryf en dit gaan net besonder wees. Die graf, jy gaan sien Vrydag en Saterdag sal ons nog 'n uitstalling hê van die liggaam en Sondag gaan die liggaam weg wees. Want dis die opstand. So dis baie besonder en ons kyk regtig uit vir die kom ondersteun die kruisstasies en dan, jy weet, as ma byvoorbeeld nog wil deurstap en die ander is klaar kan hulle in die teetuin gaan sit. Ons gaan tafeltjies en stoeltjies daar onder dak, so reën gaan ons nie pla nie. En dit gaan baie besonders wees en Gert en Sonet het hierdie jaar doen hulle ook die tuin van Getsemane, wat 'n baie besonderse belewenis gaan wees. So dis deel van hulle eerste kruisstasie en die tuin van Getsemane is ook daar, so u kan regtig waar kom draai en dit gaan besonders wees. So ek bedien dan Vrydagmôre 9:00, Saterdag aand om 6:00, pastoor Kobus Erasmus van Centurion. U sal hom onthou, dis die pastoor waar daai rower so 'n paar jaar terug die oggend in hulle kerk ingestorm het
en Joos se broer toe 'n paar van die rowers doodgeskiet het. Dis daai pastoor, en ek bedoel, hy self was aangeraan deur daai rowers en hoe God hulle beskerm het. So hy gaan vir ons bedien Saterdag aand. En dan Sondagoggend is Tanya Strausie met ons. Dit is pastoor Willie Botha, die blinde pastoor Willie Botha se dogter. Sy het so jaar of so terug hier bedien, baie besonderse bediening. Sy gaan spesifiek bedien ook oor opstanding. So alles gaan daar rondom wees, so dit gaan besonders wees. En dan Sondag aand om 6:00, so ons het 2 Sondag aanddienste, Saterdag aand 6:00 en Sondag aand 6:00. Dan gaan pastoor Dirk Venter van die gemeente Verdowes hierbo kom bedien en sy gemeente gaan ook hier wees. So dit gaan weer 'n besonderse ervaring wees en ons kyk regtig uit vir die kom ondersteun. Ek weet daar's nou 'n klomp aande en ons gaan in die aande oop wees, maar moenie worry nie, ons gaan sekuriteit hê. Ons gaan regtig waar kyk daarna, dis vir ons belangrik. En ons gaan vir die Here ook vra dat hy sy hand oor ons gaan hou. So asseblief bid vir ons Paastyd, bid vir ons kruisstasies, bid vir die 4 dienste. Dit gaan baie besonder wees. En asseblief, as u kan in die dag kom help ons net veral môreoggend. Want môreoggend moet baie goed weggeskei word sodat die kruisstasies opgesit kan word. En dan asseblief almal by die kruisstasies betrokke, môre aand 6:30 is daar vergadering. Ons moet, dis die laaste vergadering voor ons kruisstasies opgesit word. En dit gaan absoluut 'n belewenis wees. En ons kyk uit vir u om dit te kom ondersteun. En bring ook iemand saam. Wie wat as hulle nie wil kerk toe kom nie, bring hulle ten minste in die aande of in Saterdag deur die dag of Sondag deur die dag of selfs Vrydag deur die dag, want ons het net oggenddiens, maar ons gaan oop wees tot die aand met die kruisstasies dat hulle kom deurstap. Ons het 2 jaar terug het mense wonderlike ervarings gehad. Okay, so asseblief kom ondersteun vir ons. Ons het geen aktiwiteite dan hierdie week nie, behalwe Saterdagoggend 6:00 iets, gaan ons daar onder die tent, soos 2 jaar terug gaan ons heerlike koffie, en daai oggend is die koffie gratis, okay, en die beskuitjies ook gratis, die res van die week moet gaan koop by die tent. Maar Saterdagoggend 6:00 gaan ons net hier saam bid in die naam van die Here, loof en prys hier buite, en dit gaan besonders wees. Kom ons staan op, Michael, laaste lied, en dan gaan ons afsluit, en gaan vra, Konrad, jy gaan vir ons gaan kom afsluit, baie dankie. Kom ons sing sommer Down on My Knees. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about it, the man of Galilee. I cried out, Lord, oh help me please. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Well, he took my hand, I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees,
flee. He had compassion. He showed me love. And now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Down on my knees, yes, down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. He wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Halleluja, wat 'n besonderse boodskap per toevallig en nee, dit was nie per toevallig dat Bianca op my pad gekom het nie, pastoor. Dit was en pastoor op my pad gekom het nie. Dit was die Here se voorsiening gewees en so voorsien die Here vir ons elkeen, nê. Ek wil gou net voor ek afsluit, toe ek vroeër net uitgegaan het en daar was 'n getuienis wat aan my gedeel is en ek gaan nie die dame vorentoe roep nie, maar die persoon is 'n dwelmverslaafde en hy's in 'n rehabilitasie en hy is hospitaal toe gewees vir ekstrale op sy rug en hy het toe weggeloop vanaf die hospitaal en terug in die dwelmhuise in. En die dame het toe die rehabilitasiesentrum gekry en gesê, die persoon is in die dwelmhuise, kan ons hom gaan uithaal? En teen 'n koste natuurlik het hulle hom gaan uithaal daarso uit die dwelmhuis uit weer, saam met die rehabilitasiesentrum en 2 dae later, 'n dag daarna, toe is daar so 'n twee rondom daai dwelmhuis. 'n dag daarna, toe is die dwelmhuis afgebrand. Hy kon sy lewe verloor het. Niks gebeur per toevallig nie. Prys die Here dat daar ingryping was en ek eer die Here daarvoor. Hy is weer veilig in rehabilitasie en die Here gaan hom restoreer. Ons staan vas daarby. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie wonderlike boodskap van toe val die lig. Here, en dis 'n boodskap van voorsiening, Here, dat U in daai omstandighede vir ons voorsien, Here. U behoed en U beskerm, Here. Here, en ons dankie, Here, dat ons guns vind by U, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik deur U groot liefde en U genade, Here. En so bid ek, Here, dat U genade van die Here Jesus Christus by elke persoon sal wees. Dat elke persoon die liefde van God sal ervaar, Here, en dat die samesyn van die Heilige Gees met ieder en elk sal wees hierdie week. En ons gee vir U al die lof en al die eer vir al die aktiwiteite wat hierdie week gaan geskied, Here. Dankie, Here, dat U voorsien en dat U beskik in Jesus wonderlike naam. Seën op elkeen. Amen en amen. Broeder en suster, daar is weer tee en koffie en koekies in die saal. Jy's welkom. Ek wil net vir u noem. Ekskuus, my mikrofoon is aan. Dis nie net dat ek 2 wiele op die karavaan verloor het nie. Ek het die eerste tyre verloor toe ek oor 'n stuk tyre van 'n trok gery het en toe ontplof my wiele net so 'n groot gat onder in my karavaan. So die Here beskerm 'n mens en die Here help 'n mens. So God is getrou en dis hoekom ek sê God beskik dinge en jy hou vas aan die Here.
So mag die Here vir u seën en vir u help. So u is welkom om so 'n bietjie tyd te kom spandeer met ons om kom gesels. Die Here seën vir u. Baie dankie.